Baie welkom by hierdie week se episode van Koffiekuiers. Dankie dat jy ook weer inskakel. Ons is steeds besig met die psalms en ons reis saam. Ons is vandag by Psalm 42. Dankie Rian dat jy ook weer saam kuier. Ek sien uit na ons gesels. Ek gaan vir ons Psalm 42 uit die 83 vertaling lees. Soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Ek dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek gaan en voor God verskyn? Dag en nag is ek in trane, want sonder ophou sê hulle vir my, waar is jou God nou? As ek my lewe voor my laat verbygaan, dink ek daaraan, hoe ek opgetrek het na die woonplek van God, voor 'n skare uit na sy huis toe geloop het, met gejuig en lofsang, 'n skare wat fees vier. Waarom is ek so in vertwyfeling, en waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Uit my vertwyfeling roep ek na U, hier van die Jordaangebied van Hermonberg, van die klein berg af, waar die waters teen mekaar raas en U waterstrome bruis. U het golf na golf oor my laat slaan. Tog sal die Here weer op 'n dag sy trou laat blyk, en sal ek selfs in die nag 'n lied vir hom sing, 'n gebed tot die God van my lewe. Ek wil vir God sê, my rots, waarom het U my vergeet? Waarom moet ek gebuk gaan onder die smaad van die vyand? Dit sny deur my hele wese as my teestanders my spot en dag na dag vir my sê, en waar is jou God nou? Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Hierdie beeld wat by my opkom, dis hierdie bekende lied. Ons het voordat ons opgeneem het nou gesels oor die bok of die hert en waters, wildsbok en waterstrome. Maar die beeld wat by my opkom is van 'n spons. As 'n mens 'n ou spons iewers ontdek, ek het nou die dag in die garage toe ek dit skoonmaak, weer so 'n klipharde spons gekry. En as jy daai spons in die water sit, dan raak dit weer soepel en bruikbaar. En iets hiervan dink ek is vir my ook waar in hierdie psalm, dat daar is hierdie behoefte, want ons siel werk ook so. Ons het 'n behoefte, ons het 'n dieper dors op ons eie, dink ek is ons ontwerp, nie om droog en leeg te voel nie, maar om vervul te word met God se teenwoordigheid. En sonder hom, besef 'n mens, raak jy amper soos 'n spons, bros en breekbaar. En hierdie gedeelte kom help ons weer om te sê, maar na wie toe gaan 'n mens dan as jy vervulling kry? As Jesus byvoorbeeld in Johannes 7 sê, hulle wat dors het, laat hulle na my toe kom en drink, dan is daar vir my hierdie koneksie eintlik daarmee. Ja, dat 'n mens baie keer daai diepste verlange in jou, wat ons so met wêreldse goed probeer vul, op die ouend net kan vul met 'n God wat teenwoordig is en ons vervul, soos water. Ek dink amper as die kerkvader Augustinus wat gesê het, my hart bly onrustig in my tot dit rus vind in God, né? Ja. Dis maar interessant, Psalm 42 lei net die tweede deel van die psalms in. Daar's baie van die ouens wat sê Psalm 42 en 43 is eintlik een psalm. As jy hulle ook saam lees, dan maak dit nogal sin as dat die twee bymekaar is. Maar weet jy nie, die ding wat my nogal aangryp van hierdie hele psalm, wat ons nou al laas keer ook gesê het, die hele psalm op middel is eintlik maar gebed per gebed. So, mens kan eintlik hierdie gebed bid, en as ek nou Psalm 42 lees, soos jy nou reg gesê, dan voel dit vir my, dis maar verteenwoordigend van 'n mens se lewe. Daar's tye wat dit vir jou voel, maar jy sonder vertwyfeling en vol vrymoedigheid, jy getuig van die Here en sy goedheid en trou, en dan ander kere dan voel dit net vir jou maar, jy is net nêrens nie. En vir my was toe ek nou 'n bietjie deur die psalm lees, dink ek, een van die goed wat vir my opval in hierdie psalm, is dat dis 'n gelowige wat hy praat. Ja. Want jy weet, daar's so baie mense wat vir jou sê, ja maar, as jy 'n gelowige is, dan beleef jy nie hierdie harde spons tye nie. En Psalm 42 praat heeltemal 'n ander taal. Hy praat van ook in 'n gelowige se lewe gebeur dit. Ja, want die man hierso, die digter, is ver van Jerusalem af vermoedelik. So dit kan wees dat hy in ballingskap is, maar hy's weg van die tempel af, en
Die tempel, weet ons mos nou Jerusalem, dis die plek waar God is. So as ek verwyderd is, as ek ver is van die tempel, is ek outomaties ver van God af en God ver van my af. Dit was die ervaring gewees. So dis hoekom my vra, wanneer sal ek weer voor God verskyn? En dan hierdie beeld dan van water, amper soos 'n bok wat in die woestyn is, wat geen kans het om te oorleef nie. Omdat ek verwyderd is, weet ek, daar's vir my geen kans as ek nie weer in God se teenwoordigheid kom nie. So daar's 'n stuk hinkering en 'n stuk besef. Anders as wat die ander psalms wat 'n oorwinningslied of 'n klag is hierdie vir my eintlik net hierdie is 'n diep begeerte wat van binne afkom om te sê, Here, ek gaan dit nie op my eie maak nie, ek het U nodig. En soos jy reg sê, duisende jare later is dit steeds die mense behoefte as ons 'n vasgelooptheid beleef. Dan voel 'n mens, jy vra die vraag, waar is God? Ek weet ek het daai hinkering, ek weet ek het 'n behoefte aan hom, maar ek sukkel baie keer om die koneksie te maak, soos wat hierdie man ook doen. En ek dink om by jou opmerking aan te sluit hoor, waar is God? Ek dink as 'n gelowige vra waar is God, of kom ek sê, as 'n ongelowige vra waar is God, dan is dit half en half vanuit sy vertwyfeling of God enigstens bestaan. Maar wanneer 'n gelowige vra waar is God, dan is dit nie dat God nou weg is van hom af nie. Hy vra eintlik net, ek wil U net 'n slag sien. Wys U self net vir my, dat ek net kan weet, ek is nie so alleen soos wat ek voel nie. Ja. Die ware toets van geloof, skryf Derek Kidner, is nie wanneer jy God ervaar nie, maar wanneer jy bly glo, selfs as jy hom nie voel nie. En ek dink dit is vir my die toonbeeld van hierdie man is ten minste, want ek dink mense kan maklik sê, maar hierdie is 'n teken van ongeloof, maar hy weet wat om daarmee te doen. Selfs in sy klag of sy vertwyfeling gaan hy na die Here toe. So dis nie, wanneer 'n mens geestelik dors is, die punt wat ek maar net probeer maak, beteken nie dat ek 'n ongelowige is, of dat daar fout is met my geloof nie, maar daar's steeds 'n hartklop, daar's steeds 'n teken van lewe, want ek weet, ek moet iets doen hiermee. En dis hoekom hy sê, wanneer dit met jou goed gaan, dan is dit maklik om hierdie koneksie te hê, maar dis in daardie tye wat God afwesig voel, wat hy nie is nie, wat ons moet besef, dat dit eintlik van waarde is om hierdie tipe psalms ook te lees, en deel van jou gebedslewe te maak, as jou eie woorde opdroog. En ek dink, ek het nou jare terug vir die kankerverenigings 'n bietjie gewerk, en ek altyd vir hulle gesê, ek het nooit 'n probleem as iemand vra waar is God nie. Want as iemand vra waar is God, dan beteken dit hy soek na God, en dan is God met hom besig. Mense wat 'n saak het met God, en wat eintlik niks met God te doen het, of wil hê nie, vra nie eens daai vrae nie. Ja, want hulle kry plaasvervangers waarop hulle hoop plaas. So hierdie, dis interessant, dis vir my amper soos asemhaal, as 'n mens nog gaan kyk, in hierdie psalm, hy vra die moeilike vrae, 'n vorm van klag, maar dan erken hy, dan gee hy die hoop. Hy antwoord hom eintlik self, vertrou op God. Dan kla hy weer, en dan sê hy weer, vertrou op God. So dis amper vir my, en ons het dit nou al aangeraak, maar hoe die geestelike lewe ook werk, dis nie net as ek in daardie moeilike omstandighede is, 'n vinnige uitklim uit die put uit nie. Dis 'n ritmiese ding, dis asemhaal. Dis elke dag se opstaan, my vertroue in die Here plaas, en saam met hom dan hierdie uitdagings oorkom, stap vir stap, tree vir tree, in afhanklikheid van hom. Anders as net dat dit net met my goed gaan, want dan het ek hom nie nodig nie. So dis 'n vorm van asemhaal en 'n ritme van leef wat hy eintlik hier uitbeeld. Want die interessante vir alles is, ons kry nie in hierdie gedig, Psalm 42, dat daar uitkoms is nie, of dat die uitkoms gekom het nie. Om terug te kom na wat jy net gesê het, weet ons word baie keer gekonfronteer met teologiese strominge wat vir ons sê, nee, maar sulke goed gebeur nie met 'n gelowige nie. En 2, nee, maar as jy gebid het, dan sal die Here onmiddellik dit verander. En dis nie wat gebeur, en hy praat ook hier oor die hele ding se smag na waterstrome, en volgende week as ons by Psalm 46 hier stil staan, dan lyk dit vir my, is weer die ding oor die waterstrome, wat voeding en versorging
Ek dink een van die lekkerste goed is mense verskriklik dors was om net weer 'n bietjie water te kan drink nie. En dis waarna hy smag en dan praat hy oor die wêreld wat rondom hom skud en te kere gaan. En die wonderlike dan is dat hy kom en sê dis natuurlike goed. Ons hoef nie te dink daar is nou 'n rede een of ander iets wat ek verkeerd gedoen het, waar dit ook al is, hoekom die goed rondom my so skud en waters teen mekaar raas en in vers 8 waterstroom en bruis, golf oor golf wat maar dit slaan nie. Want Jesaja 43 praat dieselfde taal. Ja. Wanneer hy sê as dit deur water moet gaan, dit sal maar nie wegspoel nie. En as vuur, dit sal maar nie skroei nie. So dit beteken nie dat gelowiges gevrywaar is van hierdie belewennisse nie. Dis net dat ons dit anders kontekstualiseer. Ons sien dit anders, ons verstaan dit alles, want ons het God gesien. Ja. Saam met dit is dit vir my, in hierdie gedeelte, is daar heeltyd hierdie spanning tussen my gevoelens en geloof. Ja. En jy het dit nou mooi uitgestippel ook, dat om te hoop op God, beteken ek herinner myself, ek preek eintlik vir myself, wanneer ek in hierdie dieptes, hierdie ervarings het, aan wie God was in die verlede, want hy doen dit, hy wil weer by die tempel wees, so daar's 'n koneksie, daar's iets positief vir hom. Hy herinner homself aan daardie tye wat God voorsien het, en op die ou end aan wie God is, wat sy karakter is. En ek dink vir ons is dit herinneringe, kan mense ook amper sê, as jy nou die watermetafoor gebruik, dis amper soos 'n anker, wat ek kan ingooi en myself weer kom bind aan God se karakter. So juis in daai tye wat ek hom nie ervaar nie, of voel dat hy afwesig is dit die tye wat ek my juis meer moet gaan ingrawe in die verlede. En wie was God? Nie net in die Bybel in terme van sy eienskappe nie, maar ook in my eie geloofslewe. Waar is die tye wat hy wel voorsien het, as ek hom nou as afwesig beskou? Want as hy was en is en tot in ewigheid dieselfde is, dan is dit ook net 'n seisoen waarin jy nou is wat sal verbygaan, maar dis dieselfde betroubare God wat die pad saam met jou loop en jou in die toekoms inwag, soos wat hy dan ook hier eintlik probeer sê. En ek dink dis hoekom ons na die Psalmbundel verwys as die gebedeboek. Ja. Want eintlik as jy op die punt is om te voel soos wat die skrywer van Psalm 42 gevoel het, dan moet jy eintlik Psalm 42 saam bid. Want soos jy dit nou mooi gesê het, hy kom met 'n stelling, en as hy met die stelling kom, dan kom hy onmiddellik daarna met 'n belydenis ook. Nou, iemand het eendag gesê, die probleem met geskiedenis is, dat as jy geskiedenis ignoreer, dan maak jy dieselfde foute oor en oor. Dit herhaal. En die wonderlike vir my van Psalm 42 is dat hy heeltyd die geskiedenis oproep. Hy onthou wie God vir hom in die verlede was, soos jy net gesê het. En dit word sy motivering van hoekom hy nie nou nodig het om sommer net te dobber nie, want hy weet. Ja, laaste gedagte van my kant af, ek dink 'n mens moenie skaam voel oor hierdie dors nie. Dit is 'n teken, soos ons gesê het, dat daar nog 'n koneksie is, dat daar 'n behoefte is om God te soek en 'n beter of 'n dieper verhouding met hom te hê. Maar in daardie tye, iemand het gesê, maak jou geestelike album vol herinneringe van sy getrouheid. En dit was nogal vir my mooi, net soos wat ons familiealbums het, wat ons herinner aan mooi en kosbare tye in ons lewe, so moet ons geestelike album ook vol maak van daardie eienskappe en daardie tye wat hy wel voorsien het. En dan net onthou, en al is dit 'n daaglikse gebed, om net te onthou, iets hiervan sien ek hier, sodat my God is groter as my gevoelens, want ek kan nie altyd my gevoelens vertrou nie, dit ry wipplank, maar God is betroubaar en hy voorsien, en God verander nie, die storms verander ons, maar God bly daar, die anker, waaroor ons ook volgende week in Psalm 46 gesels, God as rots, dat hy te midde van die storms, die onveranderlike een bly, wat hoop gee. Dankie. Dit was lekker, baie dankie. Ek hoop die kykers gaan ook bietjie met ander oë na die Psalm kyk. So, sal jy vir ons afsluit, Rian? Ek sluit vir ons af, kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie dat U ons Here is.
Dankie dat ons op 'n baie besondere manier in hierdie tyd ook weer bevestiging ontvang het dat U werklik lewe. Dat dit nie maar net iets is wat mense vertel het nie, maar dat ons weet, verseker weet, U lewe. En U lewe in ons. So daardie tyd, Here, wanneer die wêreld in en rondom ons skud, en dit voel asof ons ronddobber en daar's geen vastigheid nie, die een golf na die ander golf slaan oor ons en waters bruis en ons raak bang, dat ons saam die psalmdigter kan bly bid. Here, my rots, want ons ken nie so. Daarom wil ek in besonder vanmôre, hulle wat swaar kry, wie se gemoedere deur mekaar is en wat sommer net voel, asof die lewe vir hulle 'n bietjie veel raak en God ver voel, dat hulle in hierdie tyd U nabyheid aan hulle lyf sal voel, dat hulle nie nodig het om daaroor ook nog te twyfel nie. In Jesus naam, amen.